Goeiedag en welkom by nog 'n digitale diens. Vandag begin ons met ons Pinksterreeks. Ons het vanoggend 'n diens, vanaand 'n diens, maandag aand, dinsdag aand en woensdag aand, elke keer 6uur. Jy is uitgenooi hiernatoe as jy kan kom. Ons gaan dit nie digitaal ongelukkig uitsaai nie. Ons Pinksterreeks gaan oor God drie enig. Ons tema is 3 maal God. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U 3 is, maar 1 is. U is groter as wat ons ooit sou kan besef. Ons is U eerste liefde. U kom na ons toe. U is vir ons lief. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. So daar's 'n teoloog, sy naam is Paul Althaus, en hy het gesê, ek is nie altyd seker of ek glo nie, maar ek is seker in die God in wie ek glo. En ek vind dat in vandag se samelewing is dit presies andersom. Mense sal eerder sê, ek is baie seker waarin ek glo, maar ek is nie so seker in die God wie ek glo nie. So mense sal sê, daar's baie paaie na God toe, of jy 'n Jood, 'n Christen of 'n Moslem is, dis dieselfde manifestasie van dieselfde God. Dis verskillende manifestasies van dieselfde God. En weet jy, dit is nie waar nie. Daar's nie baie paaie na God toe nie. Daar's net een pad van God af na ons toe en dan van ons af na God toe. Daar's net een ware God. En daarom het ons dit nodig geag om bietjie weer te praat oor wie God is. God drie enig. Nou, in die vroeë kerk het die eerste Christene ook die behoefte gehad om 'n belydenis op te stel van wie God is. Na Pinkster, dit was mos nou eers Hemelvaart, nou is dit Pinkster, het die vroeë kerk God begin dien as Vader, Seun en Heilige Gees. En die mense is ook so gegroet. En hulle het toe saamgekom by Nicea en die geloofsbelydenis van Nicea opgestel. Kom ek lees dit vir jou. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Een in Heer, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is. En op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Die geloofsbelydenis van Nicea, 'n pragtige dokument waarin God se drie eenheid bely word. En wat ons mooi moet verstaan is, dit is nie die kerk wat die drie eenheid uitgedink het nie. Dit was van die begin af daar. God was nog altyd 3. Maar God het gekies om hom na Pinkstertyd veral op so 'n wyse meer en meer in die kerk bekend te maak. En van die heel begin af sien ons was God daar. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God.
Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die woord is Jesus. Die Gees was ook in die begin daar, Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoordbaar, was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. So by Nicea moes die kerk 'n dokument opstel verduidelik. Wie is die God waarin ons glo? As ons saamkom om te bid, of om te aanbid, dan sê ons altyd 3 dinge. God is baie groter as wat ons ooit sal kan verstaan of kan besef. Ons kan nie met enkelvoudige, maklike goedjies na God toe gaan nie. God is die gans andere. God se grootsheid, sy drie-eenheid, sy uniekheid, sy almagtigheid is baie groter as wat ons ooit sal kan besef. Byvoorbeeld, hoe weet ek God is vir my lief? God het my uit liefde geskep. Omdat hy vir my lief is, het hy sy seun na die wêreld toe gestuur, en Jesus, God se seun, het in liefde vir my die lewe kom gee, en nou kom die Gees van God in my woon, om God se liefde te laat groei, en uit te brei na die wêreld toe. Byvoorbeeld, waar is God, wanneer ek swaar kry? God die Vader hoor my swaar kry in gebed. Die Seun pleit vir my by die Vader, en die Seun verstaan my swaar kry, want hy het dit self ook beleef, en die Heilige Gees gebruik die woord om my te troos. Wat beteken my doop? My doop beteken dat God na my toe gekom het. God het na my toe gekom, en hy het gesê, ja, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek is vir jou 'n Vader, ek is vir jou 'n verlosser, en ek gaan in jou woon om vir jou te help om my kind te wees. As ons aan God dink, dan moet ons altyd op 3 maniere aan God dink. In die Griekse taal is daar 'n woord, en die woord is perigorese. Perigorese. En dit is dat die maklikste manier vir my om perigorese te verstaan, is dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees is in 'n verhouding met mekaar. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees, sê die Grieke, is in 'n dans met mekaar, 'n perfekte harmonie met mekaar. Jy het mos al op die flieks gesien as die Grieke so by mekaar inhaak en hulle dans so. En perigorese sê dat God nooi ons in daai dans in. En hy wil 'n verhouding met ons ook bou, saam met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Omdat God ten diepste 'n verhoudingswese is, trek hy ons in sy verhouding in. Nou, die vroeë kerk het nie hierdie goed uitgedink, soos ek gesê het, die Jesus was in die begin by die skepping, die Heilige Gees was in die begin by die skepping. Luister byvoorbeeld na Efesiërs 3 vers 14 tot 21, waar die drie-eenheid so mooi verduidelik word. Kom ek lees dit vir jou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. God is 'n verhouding. God is 3-maal God. God trek ons in daai verhouding in. Hy wil hê ons moet deel wees van hierdie heilige dans. Kom saam met ons op hierdie reis. Kom woon ons dienste by, as dit vir jou enigstens moontlik is. En kom vind meer uit oor wie is hierdie drie-enige God. Wie is die Vader? Wie is die Seun? En wie
is die Heilige Gees. Amen.